Ons lees die oordenking vir die 3de Mei uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Die opskrif vanoggend is ontzag. Ons teksvers kom uit Psalm 2 vers 11 wat sê: Julle moet die Here met ontzag dien, om met vrees en bewing toejuig. Volgens Handelinge 4 vers 25 en 26 is Dawid die digter van Psalm 2. Hy beskryf die opstand van heersers en nasies en wys na die gesalfde koning wat gaan kom om sy ewige heerskappy te vestig. Die Psalm is 'n belangrike deel van die Joodse, Katolieke, Anglikaanse en Protestantse liturgie. 'n Mens kan met reg vra hoekom. Die antwoord lê in die opskrif van hierdie Psalm. Julle moet die Here met ontzag dien. Dis 'n oproep aan alle gelowiges. Dit spoor ons aan. Ons hoef nie moedeloos of bang te word nie. Die heersers kan maar planne smee en nasies kan mekaar maar opstook. Die koning heers en dit gaan goed met almal wat hom dien. In die stad Sibiu in Roemenië staan die woorde: Julle moet die Here met ontzag dien, op die boog bokant die groot houdeure van 'n sinagoge. Dit rig 'n appel tot die verbygangers in die straat en tot almal wat by die sinagogedeure instap om te kom aanbid, as ook tot elkeen wat God ken en liefhet. Psalm 1 se openingswoorde: Dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy skuiling vind, en die slotwoorde van Psalm 2: Dit gaan goed met almal wat by hom skuiling soek, bind die twee psalms as eenheid saam. Die boodskap het ook die komponis George Friedrich Handel aangegryp. In sy bekende Messias-oratorium sing die solis met 'n kragtige stem: Why do the nations so furiously rage together? Ons kan antwoord: Bedaar, ons God is koning. En dan kan ons jubelend saam met die koor afsluit: Die Here, God Almagtig, heers vir ewig en ewig. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat hier beskikbaar is.